Alvarez vat my na die verhaal van Josef en ek lees uit Genesis 41 vanaf vers 41 tot 43. Die Farao het verder nog vir Josef gesê, kyk, ek stel jou aan oor die hele Egipte. Toe haal Farao sy seelring van sy hand af en sit dit aan Josef se hand. Hy laat hom aantrek met linneklere en hang 'n goue ketting om sy nek. Hy laat hom ook op sy tweede strydwa ry en hulle roep voor hom uit, buig neer. So stel hy hom aan oor die hele Egipteland. Die verhaal begin baie lank reeds voor Josef se familie in Egipte aangekom het. In die oostelike Nyldelta lê die stad Alvarez, vandag bekend as Tel el-Daba. Dit is in die hart van die land Gosen. Dit was die hoofstad van die Hyksos, ook bekend as Zoan of Tanis. Die Hyksos was semitiese mense uit die Levant, wat omtrent vir 'n eeu oor Egipte geheers het. Farao Moses I het hulle verdryf, en die stad het grootliks onder Egiptiese beheer gekom. Later het Farao Ramses II dit herbou as Pai Ramses en vandaar die Bybelse land Ramses. Die Here stuur vir Josef vooruit, soos 'n lig in die donker, om sy hele volk van honger te red. Josef se pad was vol trane en skaduwees. Sy broers gooi hom in 'n put en verkoop hom as 'n slaaf en hy beland in Egipte. Eers in Potifar se huis en toe in 'n tronk. Tog het die Here getrou aan hom gebly. Hy gee vir Josef wysheid om die drome van die Farao te verstaan en om die 7 jare van oorvloed en 7 jare van honger te voorspel. En so het al Josef se eie drome ook waar geword. En hy is uit die tronk verhef en met 'n seelring aan sy vinger en met 'n goue ketting om sy nek, was hy die tweede magtigste man in die hele Egipte. Gedryf deur hongersnood kom Josef se broers na Egipte om te kom graan koop. Hulle staan voor hom, maar herken hom nie. Hy toets hulle harte en hou homself verborge. Eers by die tweede ontmoeting kan Josef dit nie langer hou nie. En sy hart breek oop. Hy huil so hard dat die hele Egiptiese paleis dit hoor. Dan openbaar hy homself aan sy broers en sê, ek is Josef. Vrees gryp hulle harte aan. Hulle sonde word bely en hulle harte word sag. Wat hulle eens verwerp het die Here verhef om lewens te red. Josef gee hulle 'n pragtige woonplek in Gosen, die vrugbaarste deel van Egipte, 'n veilige land weg van hongersnood en die dreigende dood. Josef is 'n helder voorafskaduwing van Jesus. Jesus kom die eerste keer na sy volk, maar hy word nie herken nie en hy word verwerp. Soos Josef sal Jesus homself weer openbaar by sy wederkoms. Dan sal daar trane wees, belydenis en bekering. Josef se broers kry rus in Gosen en ons kry ewige rus in Christus, verlos van sonde en honger en die mag van die dood. Josef het vooruit gegaan om te bewaar. Jesus het vooruit gegaan as ons verlosser om vir ons plek te maak. Soos die hongersnood Josef se broers gedwing het om na Egipte te gaan, gebruik die Here ook vandag die hongersnood in ons lewens, ons pyn, ons verlies, ons hartseer en die leegheid om ons na hom toe te dryf. Wanneer alles wat ons ken begin faal, word ons genoodsaak om te beweeg en te soek en voor hom te gaan staan. En hy sal homself ook aan ons openbaar. Soos die broers brood gesoek het en verlossing gevind het, openbaar die Here ons homself ook aan ons as die lewende brood. En ek lees vir ons uit Johannes 6:35. Ek is die brood van die lewe. Wie na my toe kom, sal nooit honger kry nie. En wie in my glo, sal nooit dors kry nie. Die Here wil vandag vir my en jou ook ontmoet op hierdie moeilike plek wat ons is. En hy wil ons harte ook voorberei vir sy wederkoms en dat ons sal weet om vir ons na 'n beter plek, 'n land Gosen, 'n hemelse Alvarez te vat.